My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart. Goeiedag geliefdes, so kom ons aan die einde van hierdie week waar ons uit die woord uit leer wat dit is om die Here lief te hê. En vandag blaai ons na Markus toe, dieselfde gedeelte wat in Matteus is, maar ons gaan dit uit Markus uitlees, want hy sit 'n ietsiekie by wat hy ook uit Deuteronomium 6 uit gaan haal. Dis Markus 12, 29 tot 30. Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Hoekom word ons moeg? Ons word moeg van werk, ons word moeg van oefen, ons word moeg van inspanning, want dit vat van ons krag, dit tap van ons krag. Om te werk is nie speletjies nie. Almal se werk vra van hulle inspanning. Sportmanne weet, as jy suksesvol wil wees, dan moet jy oefen, en dit vat van jou inspanning, fisiese inspanning, soveel so dat jy naderhand daarvan moeg raak. En so spandeer ons almal ons krag elke dag, aan ons werk, aan ons spanning, aan sport, aan allerlei dinge, en elkeen van ons het ons limiet, en ergens word ons moeg. Niemand kan daar sonder rus aangaan nie. Ergens vat ons tyd om te rus, want ons liggame vertel vir ons, ons krag is nou min, daar moet nou gerus word. En nou kom Jesus en hy sê, as jy die Here jou God wil lief hê, wil agape, dan moet jy dit doen met al jou krag. Baie interessant, die woord wat hier gebruik word, die Hebreëse woord, is ma'ot. En ma'ot eintlik beteken nie regtig krag nie, dit beteken maar iets soos baie, of verskriklik baie. So wanneer Jesus hierdie Shema kom aanhaal, en hy sê, so uit die Shema, uit die Ou Testament, uit Deuteronomium 6 uit, met al jou krag, dan bedoel hy met al jou baie. Dit beteken elke aspek van jou moet ingestel wees daarop om hom lief te hê. Dit is om alles in te sit wat jy het. Ek en jy weet, daar is nie sukses in die werk sonder inspanning nie. Sportmanne weet, daar is nie sukses in sport sonder inspanning nie. En mag ons vandag leer, dat ons nie God kan lief hê sonder inspanning nie. Om God lief te hê, is nie 'n opsie nie. Om God lief te hê, is nie iets wat ons doen, met die krag wat ons oor het, nadat ons gewerk en gespeel het nie. Ons moet die Here jou God lief hê, met al ons krag, met al ons inspanning. Het jy al God lief gehad? Soveel so dat dit vir jou inspanning was. Dat dit vir jou opoffer was, dat dit vir jou moeg gemaak het. As jy nie het nie, dan het ons God nog nie lief gehad nie. Soos hy dit wil hê nie. My hartswens is so dat hierdie wêreld, dat elke Christenmens God so hard sal lief hê met die baienis wat ons het. Soveel soos wat ons insit in ons werk en in ons plesier en in ons sport. Moenie dat God lief hê, moenie gesus word in die ding in dat jy God kan lief hê met die krag wat jy oor het, nadat jy gewerk het en nadat jy gespeel het nie. Die eerste inspanning, die mees intense inspanning, is om God lief te hê, met elke greintjie krag wat jy het. Mag ek en jy leer om hom so lief te hê, so te agape, ook ons kragte op te offer, sodat hy kan verseker wees van ons liefde. Kom ons gaan hê God lief. Shalom. My hande